Ek kyk so na hierdie skerms en ek onthou toe ek op laerskool was, is nou baie jare gelede, né? In die 70's. Dan ek het 'n vriend gehad op skool en hulle was daai mense gewees wat die ryk mense in die dorp was. En as hy 'n partytjie gehad het, die vriend van my, dan was dit die beste ding gewees, want as hy 'n partytjie gehad het, sy ma vir ons 'n fliek gewys. En hulle het 'n skerm gehad in hulle huis. En ek dink kyk so na hierdie vandag en ek dink weet met daai rollers wat julle onthou daai die fliek op die roller en dan wys hy so trrr. En dit was amazing om dit altyd te doen en ek kyk so na die skerms en ek dink het ons het nie al so gewoond geraak aan skerms nie, né? En aan flieks nie. Wie van julle het hierdie naweek al bietjie gefliek? Jy weet, dis mos een van daai naweke wat dit was lekker by die huis en ek is nie weg vir vakansie nie en dis so bietjie vanoggend so mistig, né? Nou sien ek die son is uit, né? Dis nie fliek weer meer nie. So dis nou verby vir die wat nie het nie. Maar ek glo jy het ook 'n favourite fliek. Het jy 'n favourite fliek? Een van my favourite flieks, behalwe Top Gun nou, is ek bedoel dis almal se favourite fliek, né? Ek hoor 'n ou sê nou die dag op 'n YouTube video sê ja, Top Gun is myne en ek het hom al 10 keer gekyk. Ja, dis baie. Maar Shawshank Redemption is een van my favourite flieks. Ek hou van hierdie flieks wat in 'n tronk gebeur en waar ouens actually, jy weet dit reg kry om en baie van die ouens beland daar, weet onregmatig en dan kom hulle actually daar uit. Jy weet of dit nou deur 'n prokureur is en of dit deur die muur is, maar dis op 'n of ander manier kom hulle uit. En daar's 'n fliek wat ek onthou in my jeug, dit was nie een van die wat ons op hy skerm kon kyk in my vriend se huis nie, want dit is bietjie later as dit, maar daar was 'n fliek gewees wat nie een van my beste flieks is nie, maar ek onthou dit dalk die beste. Ek onthou nie goed, so goed nie. En ek onthou nie baie flieks nie, behalwe Top Gun. Maar daai fliek het my so beïndruk. Ek sal nie daai Clint Eastwood akteur vergeet nie. Waar hy Frank Morris en die twee Anglin broers was in die regte lewe in die 60er jare in Alcatraz geplaas wat die maximum security tyd tronk was in Amerika waar die ergste van tronkvoëls ingeplaas was, want dit was 'n plek gewees soos op die prentjie waar jy nie kan uitkom nie. En as jy uitgekom het, dan sal jy dit nie gemaak het nie en dan was jou lewe oor gewees omdat die see was rof en dit was yskoud en dit was vol haie. So dit was daai plek gewees dat as jy daar is jy weg vir altyd. En 11 Junie 1962 het hierdie 3 ouens uit daai tronk uit ontsnap. En dis waaroor hierdie storie gaan, dis 'n ware verhaal. Ek love ware verhale. En hoe mense weet oor seker goed kom in die lewe. En een van hierdie was een van daai goed van hoe het hierdie ouens deur hierdie muur gekom en hulle het gat deur die muur gegrou oor 6 maande lank. Hulle het reënjasse gevat en aan mekaar gewerk. Hulle het die nate geseël met die warmpype van die geboue en hulle het 'n life raft gebou en hulle is uit daai plek het life raft weg. Niemand het hulle ooit weer gesien nie. Nou natuurlik doen nou so iets, né, want jy wil pina coladas op Hawaii se strand gaan drink. Né? Dis bietjie Ocean's 11, né? Nog 'n storie waar ouens goed reg kry deur 'n plek wat jy nie kan by inkom nie. En ons weet nie wat het gebeur nie. Al wat ons wel weet is dat Moedersdae het die ma's van hierdie ouens het skielik blomme gekry. En elke Kersfees was daar skielik kaartjies ook gewees, maar nooit is hierdie ouens weer gesien nie en dit wat eintlik hulle begeerte was om uit te kom in 'n beter lewe te hê, ons weet nie of dit gebeur het nie. Vrydag het ons nou so 'n dag beleef, né? Wonderlike naweek hierdie naweek. Dit was 'n amazing naweek om Vrydag te gaan op hierdie kruispad en iets te beleef wat gebeur het baie lank gelede, maar vandag nog vir ons is dit iets wat dis soos 'n movie wat ons nou al baie jare kyk en ons ken nou al die storie en dit is weer hierdie naweek die storie van Paasfees. Maar weet jy, hy is elke keer nuut, né? Elke keer is dit 'n amazing story, 'n amazing waarheid. Dit is iets wat in ons harte gryp en wat in ons lewe so 'n anker is en dis so 'n belangrike oomblik vir ons om te vier dit wat die Here gedoen het Vrydag. En hy het gesterwe en hy's begrawe. En Jesus was dood. En vir sy vriende en vir sy vyande was hy weg. Vir sy vyande natuurlik was hierdie probleme in hulle lewe was uitgewis. Hulle was vry van hom. So het hulle gedink. En vir sy vriende natuurlik was dit 'n ongelooflike hartseer oomblik. Jesus is weg. Hulle is nog steeds verdwaas, lees ons, hoe hulle
tuis in 'n kamertjie bymekaar. 'n Ander ene kom na die graf toe om daar te sit. Maria wat hom so lief gehad het, die vrou met daai parfuum en dan weet ons is daar van die ander vroue wat dis 'n normale dag nadat iemand dood is. Ons moet hom gaan balsem en vroue berei hulle krye voor en hulle bring dit na die graf toe en hulle kom daar aan en nobody expected nobody. En hulle stap in en die graf is oop en is hierdie oomblik van daar's niks. En toe staan daar 2 mans by hulle. En Matteus 24 sê dit vir ons in vers 25-26 staan daarso die volgende: Waarom soek julle die lewende tussen die lyke? Hy is nie meer hier nie, maar hy is opgewek. Hy's opgewek. Sien, die onmoontlike het gebeur. Hy het die onmoontlike reg gekry wat niemand verwag het nie. Niemand het dit gedink dat dit sal gebeur nie. Nou ek wil vanoggend net so klein bietjie stil staan by hierdie oomblik van Jesus se dood. Want ons weet Jesus is dood en vandag vier ons Jesus het opgestaan. Maar wat daar gebeur het in sy dood? Wat daar gebeur het ouens is vir my en vir jou so belangrik. Om te besef dat Jesus het in daai oomblik toe hy gesterwe het iets gebeur. En is deel van my en jou se storie. En daai oomblik toe hy sterf het hy in die dood ingegaan. Hy het in die plek ingegaan van die dood. Hy het in daai plek ingegaan van die mens se grootste vyande. Die Satan, die sonde en die dood. Hy het gegaan daar waar die ontvoerders van elke hart en siel is. Hy het gegaan na daai plek wat ons gevangenes is. En hy het daar ingegaan. In Kolossense 2 vers 15 help ons om iets te verstaan wat het daai oomblik daar gebeur. Want as Jesus het daar ingestap. En daar staan, so het hy die regeerders en die gesagvoerders ontwapen. En hy het hulle in die openbaar bespotlik gemaak deur aan die kruis oor hulle te triomfeer. Jy sien, Jesus het soos 'n koning, het hy ingekom en hy het teen sy vyande, hy teen ons vyande, teen sy volk se vyande, teen sy mense se vyande, teen sy liggaam se vyande, teen hulle wat hy lief gehad het hy gaan optree en hy daai vyande het hy gaan oorwin. En hy het hulle gevat soos wat 'n oorwinnende koning maak en hy het hulle ontwapen, hy het hulle uitgeklee en hy het hulle in die openbaar, het hulle gemarseer en hy het soos 'n triomferende koning het hy opgestaan. En ek en jy vandag vier ons dit. Ons vier dit dat Jesus is die triomferende koning. Amen. En kan jy saam met my vandag net 'n klap gee of iets gee en net sê, Here, U is die oorwinnende koning. Dalk wil jy fluit man, net 'n klap gee. We sien, want daar is 'n blydskap want hy is die oorwinnende koning en omdat hy oorwin het jy oorwin. Sy oorwinning is ons oorwinning in hierdie dag. Hy het daar ingegaan en hy het die oorwinning gaan haal vir ons en hy het alles wat ons kom vashou het hy kom losmaak en kom ontketen. En daar staan in Kolossense 2 vers 13 dat ek en jy is in sy dood en in sy opstanding is ons ingesluit. Ons is ingesluit in wat daar gebeur het. En daarom kan ek en jy in ons lewe hierdie lied sing. Daar's hierdie lied wat ons jare terug gesing het. Hy leef, hy leef, hy leef, hy het opgestaan. My Jesus leef vandag, hy leef hier in my hart. En niemand ken die liedjie nie. Dis hoekom ons sulke liedjies sing. Dis hoekom ons aanbid. Dis hoekom ons praise and worship. Want ons leef in hierdie plek van hy leef. Gesels nou met iemand wat sê, wanneer ons aanbid, dan sing ons hierdie amazing songs en dan kom ons op hierdie plek waar ons in die allerheiligste ingaan en dan aanbid ons die Here. Maar dan het ons die liturgie en dan het ons die afkondigings en dan breek ons so half die ding en dan kom die prediker en dan preek ons nou weer en dan moet ons nou weer, né? Dis mos nie die waarheid nie. Ons is elke oomblik in sy teenwoordigheid as gevolg van sy oorwinning. Of ons in die liturgie is, of ons in die aanbidding, in die worship, in die sang is, of ons in die preek is, of ons by die huis is, of ek die skorrelgoed was, of ek werk, of ek in my kar ry, ons leef die hele tyd met, hy leef, en daarom leef ek. Amen.
Daarom leef ek, elke oomblik, en dis wat Jesus kom doen, het hy het ons kom lewendig maak. Hy het vir ons iets kom doen, wat 'n ongelooflike implikasie in ons lewe het, en ek wil vanoggend 'n bietjie kuier hê oor hierdie ding, en dit is dat die Here het nie vir ons 'n beter lewe kom gee nie. Hy het vir ons iets ver meer as dit kom gee. Ver meer. Alle mense soek 'n beter lewe. In my ervaring soek die mens 'n beter lewe. Vanoggend toe ek brandstof ingooi en ek ry daar by die stopstraat, ek draai hiernatoe op pad. Die ou wat daar by al daai asblikke wat so bymekaar staan het by die engine garage, wat sy mandjie vol maak, sy groot mandjie vol maak, plastiek, karton en daai. Hy doen dit net vir 'n beter dag, 'n beter week, 'n beter lewe. Jy wat jou CV oralste uitgooi, hoekom doen jy dit? Vir 'n beter lewe. Jy wat op LinkedIn gaan kyk, wat is beskikbaar vandag? As jy nou nie weet wat dit is okay, dan doen jy dit nie. Dis vir 'n beter lewe. Jy wat die skool soek, wat die beste skool is wat jy kan kry vir jou kind, hoekom doen jy dit? Hoekom doen jy al die moeite? Hoekom staan jy in lang rye? Hoekom jare vooruit bespreek jy dit al? Want jy wil vir jou kind 'n beter lewe hê. Hoekom semigreer of immigreer mense? Statistieke sê almal oral dieselfde, vir 'n beter lewe. Ons almal soek iets beters. En daarom doen universiteite oor die laaste 100 jaar navorsing en hulle probeer vind, wat is dit wat vir mense 'n beter lewe gee? Wat is dit wat mense meer gelukkig maak? Wat is daai goeders? Daarom het Google lyste wat jy kan gaan opsoek vandag, waar hulle sê 5 things for a better life. 10 things to have a happier life. Ek bedoel, dis hoe hulle die advertensies in gang kry, want ons soek heeltyd daai goeders. Wat is daai goeders? Hoe kan ek ook? Jare gelede het ek en Adele ook 'n beter lewe gesoek. Ons het net begin, ons net getroud 92, ons net so 'n jaar in die ding in, en ons is leer nog mekaar ken en probeer daarvan nog onthou en so aan. En toe besluit ons, hoor hierso, ons wil ons eie ding doen. Ons het daar by my ouers gebly in die Wes-Transvaal en so 'n bietjie begin werk in die tandtekende beroep waar ons altyd was, en sê ons nie, ons wil ons eie plek hê, eie praktyk koop, eie huis opsit, en dan gaan ons kry toe 'n plek in die Limpopo provinsie, daai tyd noordelike provinsie, en ons koop en ons bly, en ons kry vir ons 'n huisie met 'n swembad, weet, dis mos, jy probeer, en ons kry daai rooi kar met hy 3 sterre gehad, nee, hy was nie daai een nie, en ons doen dit, ons probeer daai lewe skep. Ek gaan speel golf elke woensdagmiddag, en jy weet al daai goed wat hy doen, hè. En is so net ongelooflik hoe ons binne in hierdie ding van die Here wat in die detail van ons lewe elke oomblik is, net ontdek het oor die volgende 30 jaar van ons lewe. Hoe die Here het soveel meer vir ons as dit wat ons vir onsself probeer kry. Die Here het meer vir jou as 'n beter lewe. Het meer vir jou. Jy sien, in die dood en die opstanding van Jesus, het hy vir jou iets kom gee wat hy lankal terug beplan het, lankal terug gedroom het. En hy wil so graag hê dat ek en jy dit sal vat, ver beter as 'n lewe wat ons self probeer skep. En daarom sê Jesus in hierdie vers wat hy vir ons gee in Johannes 10 vers 10 sê hy, ek het gekom, hier's die rede ouens, ek het gekom sodat hulle lewe kan hê, ja, sodat hulle dit in oorvloed kan hê. Jy sien, God se plan vir my en jou is nie om te lewe nie. God wil nie net hê dat ek en jy moet bestaan nie. God wil hê ek en jy moet 'n lewe hê van oorvloed. Hy wil vir ons 'n lewe gee waar ons ontdek iets ver meer as wat hierdie wêreld vir ons kan bied. En dis nie verkeerd om planne te maak nie, ouens. Dis nie verkeerd om te trek of 'n ander werk te kry, of jou kinders in sekere skole te sit, van 'n nuwe besigheid begin, of om by 'n nuwe kerk, 'n nuwe kerk te soek. God is in die detail en hy los ons nooit op hierdie journey en hierdie pad waar ons is nie. God laat toe dat ons besluite ook neem. God wil hê ons moet besluite neem, maar eers langs die pad, God wil hê dat ek en jy hom sal hoor. Jy sien, baie keer hoor ons, maar ons luister nie. En ons is nie op hierdie plek waar ons regtig verstaan, wat is dit wat die Here gesê het toe hy gesê het, ek het gekom sodat jy oorvloed kan hê. Oorvloed. En op 'n plek
in die woord lees ons hierdie storie van Martha, Maria en Lazarus. Hulle was hierdie baie goeie vriende van Jesus gewees. Baie lief vir mekaar gewees. Jesus vir hulle vir Jesus. En Lazarus word siek. En hulle laat weet vir Jesus. Stuur vir Jesus boodskap. Die een wat u liefhet, is siek. En as jy na hierdie storie kyk, is daar sulke profound goed wat hier gebeur. Hy hoor hy siek, baie siek. En Jesus bly 2 dae. Vir 2 dae gaan hy nie. En toe sê hy, kom ons gaan, na 2 dae. En toe hy eventueel daar aankom, toe is Lazarus dood. Hy's reeds 4 dae dood. Hy's so dood, dat hy dood is. En dat hy ruik. En wanneer hy so dood is, dan is dit verby. En Jesus wag tot dan, en dan kom, sê die teks ons, Martha kom na Jesus toe, en Martha sê vir Jesus, Here, as hy maar tog net hier was. Jy sien, haar plan was gewees dat Jesus moet kom, want haar broer is siek, en hy moet hom gesond maak, maar Jesus se plan is 'n beter plan. Dit is 'n amazing plan wat hy het vir Lazarus, wat hy eintlik het. Dis 'n plan wat hy het, wat hy wil iets vertel vir ons, hy wil iets vertel vir die wêreld, deur hierdie hele storie. En Martha sê vir hom, Here, as hy tog net hier was, en hy antwoord haar op die volgende. Hy sê in Johannes 11, vers 25, Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe al sterf hy ook. Elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterf nie. Is dit nie die wonderlikste woorde wat hy hier gesê het nie? Hierdie 2 sinne, en dan vra hy die vraag, glo jy dit, Martha? Dis 3 sinne. Hierdie was mos nou 'n moment, waar sy vir hom sê, wat? En is asof sy hom nie hoor nie. Want haar antwoord is, ja Here, ek is vas oortuig dat U die Messias is, die Seun van God wat deur die wêreld toe sou kom. Kan jy hoor dat sy nie hoor nie? Partykeer hoor Adel my nie. Jy hoor my nie altyd nie. En baie keer in jou huis ook hoor julle mekaar nie, né? Ons ken daai ding van jy hoor my nie, jy luister nooit na my nie, jy's altyd besig of jy's altyd ergens in besig en dis 'n groot probleem wat ons het. En ek wil vanoggend wil ek vir jou in alles wat ek sê wil ek vir jou hierdie een ding ook sê en ek wil hê jy moet dit hoor. Ouens, die Here wil hê ons moet luister en ons moet hom hoor. Want wat hy vir ons het is so wonderlik. Hy het vir ons 'n lewe wat ver bo is. Wat ons dink ons kan self bewerk. Jy sien wat hy sê is ek kan dooies opwek. En ons weet hy het, né? Lazarus het opgestaan, het uitgekom met huil en toe hy het. Maar wat hy het, hier kom sê is lewensveranderend eintlik. Hy kom sê hierso iets wat hy sê byvoorbeeld nie dat ek kom gee vir julle beter lewe nie. Hy kom sê hierso die lewe. Hy sê ek is die lewe. En hierdie lewe wat hy kom gee is die ewige lewe vir my en vir jou. En vanoggend wil ek hê jy moet 'n bietjie aan dink om vir jouself die vraag vra, het ek die ewige lewe vandag? Leef ek vandag asof ek die lewe het wat God kom gee het, waarin ek weet en ek 'n sekerheid het dat ek gaan nooit sterwe nie, al sterwe ek nie, en ek gaan vir altyd lewe, en ek gaan vir altyd lewe saam met God wat ewig lewe, en ek is nou deel van hierdie lewe wat God kom gee. Ek is nou soos God in die lewe deel ek aan daai selfde lewe. Is jy vandag oortuig van dit? Lewe jy vandag, gaan jy môre so lewe, werk jy so, slaap jy so, aanbid jy so, doen jy alles wat jy doen met hierdie ding, dat ek weet, dat ek het vir die Here gesê, forever do us part, nie totdat die dood ons skei nie. Al kom die dood, weet ek gaan nooit van die afgesny wees en ek gaan altyd lewe. Altyd en altyd en altyd. En niks kan my skei van U liefde nie. Niks kan my skei van U lewe nie. Leef ons so vandag.
leef jy in hierdie realiteit, dat Jesus het opgestaan. En omdat hy lewe, lewe ek. Tweede ding, wat hierdie lewe is, wat Jesus vir ons omgee, dis die oorvloedlewe wat hy natuurlik van praat. Hy praat van, ek is die lewe, en ek is die opstanding, en hierdie lewe wat hy vir ons kom gee, sê hy vir ons, ek is die lewe van oorvloed, dat ek vir jou kom gee. En ons het dit gelees in Johannes 10 vers 10, waar hy dit sê, maar ek wil vir jou dit lees in die Message vertaling. Want in die Message vertaling kom sê hy dit so, en dit help ons om nog 'n bietjie dieper te verstaan, wat sê hy, toe hy sê, I came so they can have a real and eternal life. Jy sien, Jesus Christus in sy opstanding het gekom, sodat hy in sy dood en sy opstanding vir ons kan die ewige lewe gee, as ons glo. Maar hy het ook vir ons die ware lewe kom gee. Hy het vir ons ook 'n lewe kom gee, wat regtig lewe is. Nie bestaan nie. Hy het nie vir ons kom die ewige lewe gee, wat ons eendag gaan ek opstaan en ek gaan die ewige lewe hê nie. Hy het vir my nou kom die ewige lewe gee, en die ware lewe gee, en daai lewe wat hy vir ons kom gee, dit is wat hy wil hê. Ek en jy moet hoor en verstaan, ons moet dit vat, en ons moet daarmee stap in ons lewe. Want hy sê, more and better life than they ever dream of. Jy sien, maar dit wat God vir jou het, dit wat hy gedroom het van die begin af, dit wat hy wil kom gee vir jou, dit hoekom Jesus gekom het, wat hom hiernatoe gebring het, for the joy set before him, he went through the cross. Daai plek waartoe hy op pad was om by God die Vader te kom as sy seun, maar ook my en jou saam te bring en ons in hemelse plekke langs hom te plaas. Jesus het vir my en vir jou 'n lewe gebring waar ons ontdek wat dit is om oorvloed te hê. En ek het vinnig 'n paar goed wat ek wil met deel, want ek het ook 'n lysie gebring. Dis nie 'n Google lysie nie, 'n Marius lysie. Maar die Here vir my net uit die woord uit so 'n paar goed gegee het, wat ek wil jou moet deel, en dit is 6 verskillende goeders. En die eerste ding wat die Here vir ons kom gee, en wat ons kan verstaan, om te verstaan, wat is hierdie lewe van oorvloed, hoe werk dit, hoe kry ek dit, hoe stap ek aan, wat is hierdie ding wat hy vir my gee, dit is 'n naam. Dit is Jesus Christus. Die lewe van oorvloed is Jesus Christus. Dis nou die volgende skyfie. Ek en jy lewe vanuit hierdie plek, waar ek weet, dat Jesus Christus het opgestaan. En omdat Jesus Christus opgestaan het, weet ek hierdie ding, dat ek het opgestaan. Jy sien, Jesus se opstanding, is my en jou se opstanding, en wanneer ek en jy, ons hart vir Jesus gee, vind daar wedergeboorte plaas. En wedergeboorte, is my en jou se opstanding. Wat ons instaan, wat ons vat, wat ons in lewe. En ek besef dat die lewe van oorvloed begin by Jesus, is Jesus, en hy is die naam wat ek bely. En daarom kom ek by 'n belydenis in my lewe, as ek Jesus ken, en ek bely dat Jesus is die Here, dat Jesus lewe. Ek wonder of jy al ooit gesê het, Jesus lewe. En omdat Jesus lewe, lewe ek. Ek leef omdat hy leef. Jy sien, is wanneer ek hierdie belydenis maak, is dit omdat ek gevind het, dat my lewe is nie apart van hom nie, maar my lewe is in hom, en hy kom vul my met die ware lewe, homself, en omdat hy binne in my lewe, lewe ek, en dit is in hierdie lewe saam met hom, wat ek toegang het tot die Vader. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom by die Vader behalwe deur my nie. En nou kom ek by die Vader, en as ek in hierdie verhouding leef met God, ontdek ek by die Vader, wie is ek? Ek ontdek, ek is sy kind. Ek ontdek, ek is sy oogappel. Ek ontdek, hy het my lief. Ek ontdek, maar dit is hoekom Jesus. En ek verstaan wat Vader van my sê, dat hy sê ek is sy geliefde, ek is sy keuse. Ek is waardevol vir hom, en ek verstaan hierdie identiteit wat Vader my kom gee as sy kind en as sy seun. En ek ontdek myself, en nou bely ek is 'n kind van God. 'n lewe van oorvloed is iemand wat weet wie God is en wie hy is. En ek leef in hierdie waarheid. Ek leef in hierdie plek waar ek weet, hy is my lewe, en hy is my ware noord. En die opstanding, het vir my ongelooflike betekenis. 2. Jy sien, die opstanding sê dat bekering is moontlik. Bekering is deel van hierdie lewe wat God vir ons kom gee.
waar ek besef dat hierdie lewe wat ek as 'n kind van God het, ek besef dit behels iets. Ek kyk na Jesus en ek sien hoe leef 'n kind van God. Ek sien hoe leef die seun van God. Ek sien dat hy's 'n voorbeeld van my. En ek besef, ek bekeer my van elke ding in my lewe, elke pad, elke ding waarmee ek besig is wat nie in lyn is met dit wie God sê ek is nie. Ek bekeer my van dit. Want ek hoor die waarheid by God. Ek kry by God hierdie inligting deur die woord en deur die Heilige Gees en deur die kerk en deur plekke waar ek betrokke is binne 'n ander gelowiges se omgewing waar ons mekaar help om te verstaan wat is die waarheid wat God vir my sê. En nou kom ek op plekke waar ek besef daar's sekere goed in my lewe waar ek besef as 'n gelowige dis nie wie ek is nie. En ek bekeer my van paaie in my lewe, goeders wat ek nog doen, goeders wat ek nog dink. Jy sien ons het soms sekere amper wettiese goed waaraan ons aan vathou. Ons het sekere goed nog van die lewe voor die kruis wat ons aan vashou en dis belangrike goeders wat ons nog moet doen terwyl Jesus al lankal daarmee kom deel het. Ons hou vas aan sekere gebruike en tradisies en sekere kulture en goeders wat moet gebeur, maar dis mensgemaakte goeders en dis nie God, dis nie Jesus wat ons kom vrymaak om te leef in hierdie nuwe lewe nie. Sien, wanneer ek in hierdie oorvloed lewe wat Jesus kom gee, dan hoor ek God en ek hoor waar ek goeders sien in my lewe, waar ek nog steeds alleen glo, waar ek nog steeds vrees het, waar ek nog steeds toelaat dat hierdie vyand wat reeds oorwin het in my lewe wil kom oorheers en wil my kom mislei. Ek sê baie keer dat ons baie keer soos 'n bil is wat 'n neushoring aan het en die vyand trek ons rond in hierdie neushoring. En ek leef nie in die autoriteit en wie ek is, wie God my kom maak het nie. Ek sien wanneer ek in hierdie lewe saam met Jesus, dan kan ek elke vrees, elke leuen en elke kompromie in die oog kyk en ek kan sê nee. Dis nie wie ek is nie. Dis nie wie ek is nie en ek kan omdraai en wegdraai en ek kan myself bekeer daarvan. Wat bekering beteken, is metanoia. Dit beteken ek het in daai rigting geloop in hierdie area van my lewe en ek draai nou en ek loop in hierdie rigting. Ek loop in die pad wat God vir my wys. Jy sien elke besluit wat ek en jy maak in ons lewe as 'n gelowige bevestig die opstanding in my lewe. Elke besluit bevestig die krag van die opstanding. Dit bevestig hy lewe en daarom lewe ek. Die derde ding is oorwinning. Die opstanding het vir ons oorwinning gebring. Die opstanding is Jesus het oorwin en daarom het ek oorwin en nou leef ek in hierdie oorwinning van hom. En ek kan oorwinning hê oor elke skiem van die vyand. En ek hou op om te lewe in my eie plan. Ek hou op om te probeer die vyand self oorwin in my lewe. Ek lewe in sy oorwinning. Hy het dit behaal. En daarom verklaar ek dit en ek staan daarop. Wanneer ek op hierdie pad is waar ek bekeer en ek leef in oorwinning, dan is dit nodig dat ek en jy besef dat die opstanding van Jesus het vir ons vryheid gebring. Jesus het elke vyand in jou lewe oorwin. Die Satan, sonde en die dood. En ek en jy leef nou in 'n vryheid wat Jesus vir my kom gee het. En Paulus skryf dit so mooi in Galasiërs 5 vers 1. Hy sê in die Engels eerstens, hy sê, "It is for freedom that I have set you free. It is for freedom that Christ has set you free." In Afrikaans sê dit, om vry te wees, dit is waarvoor Christus ons vrygemaak het. Galasiërs 5 vers 1. Jy kan die skrif op die bord sit. Is goed as jy luister. Om vry te wees, dit is waarvoor Christus ons vrygemaak het. Jy sien, hy het ons kom vrymaak van skuld, skaamte en seer. Hy het ons kom vrymaak van daai dinge wat ons weggehou het van hoe God wil hê ons moet leef. Daai goed wat ons probeer terughou het, daai goed wat ons uit hierdie lewe gehou het, daai goed wat ons wil weghou van om naby God te leef, in hierdie absolute oorwinningslewe wat hy vir ons kom gee het. Kom hy
En hy kom gee vir ons hierdie vryheid, wat ons waarlik vrymaak van elke ding in ons lewe, wat ons probeer keer om te ontdek die ongelooflike plan van die Here vir ons lewe, om vry te wees. Maar hierdie vryheid wat God vir ons kom gee het, is nie 'n vryheid sodat ek kan doen net wat ek wil nie. Dis nie 'n vryheid van net sy genade, en sy genade is genoeg, en sy genade sal elke ding in my lewe sal dit vergewe, en God sal oor dit kyk nie. Jy sien, ons twee liede in ons kop wat moet speel as 'n gelowige, en een is die een van genade, en een is die een van gehoorsaamheid. Sien, Jakobus sê vir ons, wys my jou geloof deur vir my jou werke te wys. Maar Paulus, God se genade is vir ons genoeg. En ek en jy kom op 'n plek waar ons besef dat my vryheid is eintlik 'n vyand van die vyand wat my vasgehou het en wat my gehou het op 'n plek wat vir my sê, nee, moenie, ek weet jy het nie tyd nie. Ek weet jy het nie nou tyd, ek weet jy het nie lus, dis okay, jy hoef nie nou lus te wees nie. Ek weet jy is eintlik nie goed genoeg nie, jy's reg. Ek weet jy verstaan nie die Bybel goed nie, weet, maar nou nie te veel maak nie. Luister net so 'n paar YouVision videoetjies. Die kerk het my seer gemaak. Jy weet so, ek is nou nie te betrokke raak nie. En die vyand kom en hou ons eintlik weg van 'n lewe wat God vir ons het, waar God wil hê dat ons met engage met hom, al verstaan ons nie altyd nie, al is ons nog nie daar waar ons 5 Bybelverse kan opsê en so aan nie. God is nie daarin geïnteresseerd nie. God wil vir jou lewe gee. En hy wil jou hart hê. En hy wil jou aandag hê. En hy wil hê jy moet hom hoor, want wat hy vir jou het is amazing. En soos wat jy jouself gee vir die Here, en soos wat jy op hierdie pad begin stap, hierdie pad van oorwinning, en jy begin bely wie jy is in God, en jy begin bely wie hy is, en jy begin hierdie lewe stap, waar jy in hierdie absolute vryheid staan, dan begin jy 'n lewe te leef, wat jouself belyn met God se plan vir jou lewe. En jy begin belyn met hierdie lewe wat hy vir jou het. Jy begin belyn met hierdie lewe wat hy noem 'n lewe van oorvloed, wat hy vir ons het. Jy sien, man, is in hierdie pad wat ek en jy stap saam met die Here, wat God se natuur begin jou natuur te raak. Waar jy so een raak met die Here en jy so binne in hom herstel is in verhouding en jy so kies om saam met hom te stap en saam met hom in die verhouding werklik te hoor wat hy sê. En dis deur die woord en deur die Gees natuurlik. En dit is deur die kerk, dit is deur gelowiges, dis deur 'n groep waar jy betrokke is of waar jy ook al ingeslot is, waar jy saam met ander mense tyd spandeer, want dit is deel van hierdie lewe dat God het vir jou amazing lewe, nie net alleen saam met hom, ek en myself nie, maar saam met ander mense ook. Want deel van hierdie lewe is ander mense wat hy ook mee besig is en ook saam met jou celebrate hierdie oorwinning en ons saam deel in wat ons doen en ons 'n community is wat 'n lewegewende community van mense is, want ons elkeen is besig om op hierdie journey goeie te ontdek wat amazing is, wat ons sien en wat ons hoor en wat ons besig is om mekaar te help om 'n lewe te leef waar ons oorvloed geniet. Nou raak ek een met God se doel vir my lewe. Een soos wat ek belyn, een soos wat ek stap met hom. En ek begin beleef 'n kwaliteit van lewe, 'n goddelike kwaliteit van lewe wat God vir my het. En dit is daai kwaliteit van lewe wat God nie net vir jou wil gee nie, maar God wil dit deur jou spoel, soos hy in die woord sê, 'n strome van lewende water sal deur jou vloei. God kom en hy gee vir jou soveel meer, want eintlik begin hierdie lewe regtig betekenis te kry en oorvloedig te raak wanneer hierdie lewe wat jy ontvang begin in ander mense se lewe effek te hê. Dit is next steps amper. Maar dit begin by my, wat die Seun bely. En wie ek is bely. En wat my lewe begin sit op 'n pad waar ek kan bekeer van goed wat nie God se plan is nie, en ek belyn met syne. Laaste 3 jaar het ek die voorreg gehad om met meer as 100 mans 'n proses te stap wat ons in ons kampus noem Kingsman. En dit is net 'n naam. Julle sien partyke ouens dra hemp en as 'n Kingsman en so aan. Dis net 'n naam, maar dis 'n proses. Dis 'n proses wat ouens sê. Die dames het ook een kompleet, maar ek kan nou nie van hulle getuig vandag nie, maar dis op hierdie prosesse ouens, of dit nou Proto is en of dit Kingsman wat ook al is. Ek het die voorreg om te sien hoe die Here hierdie een proses gebruik om ouens wat inkom wat sê, Here, ek gee my tyd, ek gee my oor, ek is bereid om te sit en toe te laat die Here se waarheid deur my kom spoel, en dat die Here kom en dat ek hierdie waarheid van wie hy is, en wie hy sê ek is, dat ek dit kom vasmaak, dat ek hom werklik hoor wat hy sê,
En dan sien ek hoe gebeur dit, dat ouens elke week, en week na week vir hierdie 22 weke wat ons deur dit gaan, en ek sien hoe dit in die jare daarna eintlik, hoe dit net verder en verder uitspoel. Ouens begin kwaliteit besluite maak, en hulle begin hulle lewe belyn met dit wat God se plan is. Hulle begin kwaliteit besluite maak. En ek kan sien hoe die Here se lewe, ek kan sien hoe ander ouens se lewens verander. Ek kan sien hoe die oorvloed lewe begin so effek hê. Ek hoor die ander dag iemand vertel vir iemand, ek het nie direk gehoor nie, partykeer eavesdrop ek so bietjie. En hoe iemand sê, hoe 'n dogtertjie sê, my pappa is anders by die huis. En dit is so amazing wanneer ons begin beleef die effek wat die Here in ons lewe het, in ons huise, in ons werk, in ons omgewings. En vanoggend het ek nie vir jou 'n proses nie, maar glo die Here kan in een woord, vandag, en watter woord ook al met jou gedeel het, wat jy vanoggend hoor, dat hy vir jou verandering bring. En die transformasie wat hy besig is in jou lewe. Ek glo dat die Here vandag praat met mense hier. En ek nooi jou vanoggend om regtig die Here te hoor, dat hy vir jou iets meer, beter, en dat die opstanding bevestig dit. En hy wil hê dat jy daarin sal stap, want hy is lief vir jou. En hy wil hê jy moet soveel meer hê, as net 'n beter lewe. Ek wil afsluit met 'n uitnodiging vir 2 mense vanoggend. As jy vanoggend hier sit, jy het nog nooit die naam van Jesus bely nie, nog nooit vir hom ja gesê, en gesê ek glo, het vir my gesterwe, en ek glo het opgestaan, en ek glo dit was vir my, en ek glo die mag van sonde, skuld en skaamte in my lewe kom breek, van die Satan en van die dood kom breek, en dat die seer kom wegvat, deur die bloed. Wil ek vanoggend vir jou geleentheid gee om te kan reageer, en te sê, Here, ek kies vanoggend om jou aanbod te aanvaar, en te sê, ek is die kind, dankie dat U my Vader is, wat die Seun gestuur het, as jy dit nog nooit gedoen het nie. En dan wil ek vir mense bid vanoggend, dat jy hoor in jou hart net, die Here praat met jou, iets oor, om jou lewe te bekeer, of te belyn, of om te reageer, in hierdie oorwinningslewe wat die Here vir jou het. Jy het vanoggend die Here gehoor, en ek glo hier's baie van ons, wat die Here ons uitnooi vir soveel meer, as dit waaraan ons tans stap. Dat daar iets is waarvan die Here ons moet wegdraai. Dat daar iets is wat ons moet bely, of glo. Of wat ons net moet sê, oorwinning. Maak net jou oë toe waar jy sit. As jy vanoggend jou hart vir die Here wil gee, wil ek eerstens vir jou bid, en terwyl almal se oë toe is in die plek asseblief, wil ek geleentheid vir jou gee aan my linkerkant eerste, en dan in die volgende blok, en dan in die middel, en dan in die regterkant, my regterkant, jou linkerkant, en dan in die ander kant. En ek wil hê jy moet net vir my wys, dat ek is vanoggend daai persoon. En ons het iets wat ons graag vir jou wil gee na die tyd ook, as jy so braaf wil wees om op te staan, as jy uitstap, en dit net ook kom haal by my. My linkerkant is enige iemand in hierdie linkerblok, jou regterkant, wat net vanoggend wil reageer. Dankie. Is daar nog iemand? In die tweede blok, is daar enige iemand aan my linkerkant en jou regterkant? Is daar enige iemand wat wil reageer vanoggend? Kan net jou hand vir my wys. Die Here het jou so lief, en hy het soveel meer as wat jy ooit kan droom. In die middelste blok. Enige iemand in die middelste blok. Ekskuus, ek het nie gesien nie, kan net weer vir my wys. Goed, dankie. In die tweede blok, in die derde blok aan my regterkant. Enige iemand in hierdie regterkantste blok. Kan net vir my met jou hand wys. Ek kyk agter ook, ek sien jou daar, baie dankie.
Dankie. Is daar nog enige iemand? Dankie. En die heel regterkantste blok is daar iemand daar. Wil net vir jou geleentheid gee. Kan net jou hand vir my wys. Baie dankie. As jy vanoggend jou hand opgesteek het, nooi ek jou om by my boekie te kom al nou. Sal jou graag wil opvolg. Die res van julle is almal vir hom op te staan. Staan gerus saam met my. Die boekie sal ek by die toonbank vir julle gee. So kom gerus na die toonbank as jy nou jou hand opgesteek het. Vir die res van ons, net daar waar jy staan. Ek wil vir jou 30 sekondes gee om net te reageer. Here, wat is dit wat jy teenoor wil reageer vanoggend? Gee net vir jou oomblik om te reageer teenoor die Here. Sê Here, ek wil vanoggend net U naam bely. Of net ek bely wie ek is vanoggend. Ek is U kind. Here, daar's goed in my lewe wat ek besef ek van moet wegdraai. Ek besef ek moet my lewe belyn met U wil en U plan. Wat ook al is wat jy vanoggend wil sê, kom ons praat met die Here net in hierdie oomblik. Vader, dankie dat ons vandag die voorreg het om lewe te kan vier. Here, dankie dat ons vandag kan weet, ek lewe, want Hy lewe. Here, dis vir ons die wonderlikste gedagte en voorreg. En ons loof U saam in hierdie plek vanoggend, Here. Dankie vir elkeen, Here, wat vanoggend U hoor en reageer, Here. En 'n kwaliteit besluit neem vandag om op iets te reageer wat in hulle harte sit, Here. Dankie vir elke besluit. Dankie, Here, dat U net die beste het vir elkeen. Here, dankie vir oorvloed en dat ons dit saam kan vier vanoggend. Amen. Jy sal met my sê, ek lewe want Hy lewe. Amen. Kom ons sing hierdie lied saam.